groet u elke keer in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En wat 'n kosbare oomblik is dit nie om so by mekaar te mag kom aan die einde van 'n week op 'n Vrydag, terwyl dit ook so vir ons op die kalender as kinders van die Here 'n groot geleentheid is. Dat Jesus Christus, dat hy gehoorsaam was om aan die kruis te sterf vir my en vir u sondes. Geliefdes, u kan net so sit. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Amen. Geliefdes, ek glo nie, ons gaan verder nog 'n lied saam sing nie, so ek gaan vir u vra dat u die woord van die Here sal oopmaak, wie dit saamgebring het. Ek glo dit gaan op die bord ook wees, ja. Gaan ons saam lees uit Jesaja, die boek Jesaja 52, vanaf vers 13, en tot en met Jesaja 53, daarso saam tot en met vers 12. Terwyl u blaai soontoe, hierdie profesie is geskryf 700 jaar voor, ongeveer 700, hulle sê tot 750 jaar voor die kruiswerk van Jesus Christus. En wat vir my altyd so verstommend is, die presiese akkuraatheid wat hier neergepen is. Nou daar word gesê, dat sommige sê, dat hierdie profesie dui op die volk Israel, maar duidelik kan ons sien dat dit nie so is nie. So ek hou vir ons voor, Jesaja 52 vanaf vers 13, kyk, my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespreid, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom, en hulle het hom
sy graf by die goddelose gegee en by die ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Sal hy 'n nakroos sien, hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtige sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ons lees net so ver uit die kosbare woord van die Here. U kan so bly sit, dan gaan ons net saam bid. Ons hemelse Vader, terwyl ons in hierdie oomblikke so saam is en ons die woord lees, Here, dan gryp dit my weer in my binneste om te mag dink hoe perfek en hoe presies u woord was. Dan dink ek so aan die profesie wat nog voor lê en hoe ons in ons eie tyd beleef, Here, hoe hierdie profesie presies plaasvind, soos dit geprofeteer is in die woord. Here, dan weet ek vanmôre dat u leef en u nog steeds besig is, want u woord sê vir ons, al hierdie dinge moet eers plaasvind, dan sal u kom. Dankie dat u gehoorsaam was tot die einde toe, dat u aan die kruis gesterf het vir my sondes, ook so vir die wêreld se sondes. Ons buig vanmôre voor u in aanbidding, omdat ons weet dat u die lewende Jesus Christus is. Op die kalender van die Christelike mens is hierdie naweek vir ons 'n oomblik wat ons wil herdenk. Ons wil hierdie oomblikke, wil ons onsself probeer terugvat en dink aan dit wat u vir ons kom doen het. En ons wil bid in hierdie oomblikke, Here, dat u vir ons sal help daarmee ook. Vir soveel jare het ek self gesit en dit nie verstaan nie. En dit het nie vir my veel beteken nie. En dalk vanmôre sit hier ook so iemand wat dit nie totaal en al verstaan nie. Vir wie dit dalk 'n bietjie duister is, dan wil ons so kom bid, Here, vir die woord wat vanmôre verkondig mag word. Here, dat u sal kom en u regmatige plek sal kom inneem hier tussen ons. Dat die Gees van God ook vanmôre sal beweeg van sitplek tot sitplek. En Here, vir ons ook so kom help, dat die woord vir ons vanmôre duidelik sal wees. Ek bid so vir myself, Here, terwyl ek net die spreekbuis is in hierdie môre, dat u ook vir my naby sal wees. Here, dat ek duidelik sal oorkom vir hulle hier vanmôre. En terwyl u ook so met my gewerk het, terwyl hierdie preek voorbereiding daar was, bid ek so dat u vanmôre so sal werk met elke liewe een hier teenwoordig. Ons wil graag, terwyl ons as gemeente saam is, vir Dominee kom bid en vra dat u vir hulle ook sal bewaar en beskerm terwyl hulle op pad terug is, daar van Amerika af. Wil ons as gemeente vir u vra dat u vir hulle sal veilig hou in die holte van die hand. En hulle sal terugbring na die huis van die Here toe, terwyl hy ook hier
as leraar dien. Dankie dat ons hierdie oomblik aan U kan kom afgee, kom en verheerlik U self nou, en ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ekskuus, ek moet net hierdie. Geliefdes, ons vind ons teks van oordenking vanmôre in Jesaja 53 vers 1, en hierdie woorde, dis 'n vraag wat gevra word, hierdie vraag, wie het geglo wat aan ons verkondig is? Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Die tema dan by vanoggend se geleentheid, waarom verstaan mense nie die kruis nie? Waarom verstaan mense nie die kruis nie? Jy sien, self die disippels was naby Jesus gewees, maar hulle het nie verstaan nie. Die Bybel sê in Lukas 18 dat hulle nie verstaan het nie, maar in vers 34, want in vers 34 staan hierdie woorde, hulle het niks hiervan verstaan nie. Selfs die mense wat naby aan hom was, het dit nie verstaan nie. En toe Jesus begin praat van die kruis, onthou ons vir Petrus, wat ook op daardie stadium in Matteus 16, het hy hierdie volgende woorde gesê, toe hy die Here Jesus teengestaan het, toe sê hy, Here, dit sal U nooit oorkom nie. Met ander woorde, Petrus wou 'n koning gehad het, maar hy wou nie die kruis gehad het nie. Later lees ons van die Emmausgangers, daar in Lukas 24, wat sê, ons het gehoop, hy is die een wat Israel sou verlos. Hulle het die kruis gesien, hulle het die gebeure sien voor hulle afspeel, maar dit verkeerd verstaan. Selfs toe dit gebeur het, het mense dit nie verstaan nie. Geliefdes, ons leef vandag in 'n wêreld wat die kruis sien, maar hulle verstaan nie die kruis nie. Vir baie is dit net 'n simbool. Jy sien, vir sommige mense is dit 'n kruisiekie wat hulle om hulle, 'n hangertjie om hulle nek hang met 'n kruisiekie aan. Jy sien, vir ander is dit 'n stiker op hulle voertuig se bumper of selfs op die agtervenster van hulle voertuig. Vir ander is dit net 'n hangertjie wat gehang word aan die triespieeltjie van hulle voertuig. Maar die betekenis van hierdie kruiswerk verstaan mense nie altyd nie. Vir sommige ander is dit iets wat hulle totaal eenvoudig ignoreer. Ons sien dus die wêreld sien die kruis, maar verstaan nie werklik wat daar gebeur het nie. En dit is niks niets nie. Dit is nie net iets van ons dag en tyd nie. Die Bybel wys vir ons dat dit nog altyd so was. Dis hoekom lees ons hier die woorde in Jesaja 53 vers 1 wat sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is? U sien, want dit was in die dag en die tyd van Jesaja dieselfde gewees. Met ander woorde, selfs toe hierdie dinge gebeur het, selfs toe Jesus tussen mense geloop het, het baie mense dit nie verstaan nie. Hulle het Jesus gesien, maar het nie gesien wat werklik gebeur nie. Hulle het dit gehoor, maar hulle het nie verstaan wat God besig was om te doen nie. Maar dan kom die vraag na my en u toe in hierdie môre, is dit regtig net die wêreld, of verstaan ek en u dit ook vanmôre reg? Want geliefdes, dit is moontlik om van die kruis te weet, daarvan te hoor, selfs te sê, jy glo daarin,
maar dit nog nie werklik verstaan nie. Dit is moontlik om groot geword het in die kerk, waar ons menigte male die kruis gesien het, die kruisboodskap gehoor het, maar nog nooit regtig werklik dit begryp het nie. En dit is presies hoekom hierdie boodskap so belangrik is in hierdie môre, en as ek maar net dink aan die kansels wat vanmôre hierdie boodskap verkondig, selfs daar by die konferensie by Eden. Die wêreld verstaan nie die betekenis van die kruis nie. U gaan deurgangs hierdie woorde hoor in die boodskap hierdie môre. Baie mense leef met 'n oppervlakkige en verkeerde begrip van hierdie kosbare geleentheid wat plaasgevind het. Daarom sê die Here in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Geliefdes, dit is ernstig, want as 'n mens nie die kruiswerk verstaan nie, verstaan jy nie die evangelie nie. Nog erger as dit, verstaan jy nie die verlossingsplan van God nie. Dan leef jy sonder die waarheid wat jou kan vrymaak. Daarom wil ek vanoggend by stil staan by hierdie vraag: waarom verstaan mense nie die kruis nie? Ons skrifgedeelte in Jesaja 53 wys vir ons wat werklik aan die kruis gebeur het. Maar dit begin by die vraag: wie het dit geglo? Met ander woorde, die probleem is nie dat die kruiswerk onduidelik was nie. U sien, dit was eerder gewees dat die mens dit nie verstaan het nie. En soos ons deur hierdie gedeelte gaan werk, gaan ons sien die probleem lê nie by die kruis nie. Die probleem lê by die hart van die mens. Daarom is hierdie boodskap nie net vir die wêreld daar buite nie. Die boodskap is vanmôre vir my en vir u wat hier teenwoordig is. Selfs hulle wat dalk vanmôre inluister, of wat dalk na die tyd na hierdie boodskap gaan luister. Hierdie boodskap wil ons wys wat werklik aan die kruis gebeur het. En dit roep elkeen van ons om dit persoonlik te verstaan en selfs daarop te reageer. Daarom kom ons kyk na die eerste rede waarom mense nie die kruis verstaan het nie. Omdat die mens hom verwerp het. As ons kyk na vers 3, staan die woorde geskryf in Jesaja 53, daar staan hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg het. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Jesaja sê, hy was verag en deur mense verlaat gewees. Hier sien ons iets baie belangrik. Toe Jesus gekom het mense hom nie verwelkom nie. Hulle het hom nie erken vir wie hy was en vir wie hy werklik was nie. Hy was verag. Hy was verwerp gewees. Dit beteken mense het nie net van hom af weggegaan nie. Hulle het hom bewustelik op sy geskuif. Hulle het hom nie geag nie. Hulle het hom nie gereken as iemand wat baie belangrik was in die dag en die tyd van hulle, tyd waarin hulle beweeg het nie. In die Bybelse tyd was dit eer en aansien vir hulle 'n verskriklike belangrikheid gewees. As iemand verag is, beteken dit in die Bybelse tyd dat daar op hom neergekyk was. Jy wil nie met hom geassosieer word nie. Jy draai jou gesig weg van hierdie persoon af weg.
En Jesaja sê, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Dit wys vir ons hoe diep hierdie verwerping was. Hulle het hom gesien, maar hulle het gemaak asof hy nie bestaan het nie. Hoe sien ons die kruis in hierdie môre? Dit is presies wat gebeur het toe Jesus aan die kruis gesterf het. Mense het geskree, kruisig hom, kruisig hom. Hulle het hom gespot. Hulle het hom verneder. Hulle het hom verwerp. Selfs hierdie selfde skare wat 'n paar dae tevore gestaan het en gesê het, Hosanna, seun van Dawid, is dieselfde skare wat uitgeskree het, kruisig hom. Ons lees in Johannes 1 vers 11, hy wat na sy eiendom gekom het en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hy het na sy eie mense gekom, maar hulle het hom nie aanvaar nie. Jy sien, hulle het hom verwerp. Geliefdes, hierdie boodskap is nie iets van die verlede nie. Dit gebeur vandag nog. Mense verwerp nog steeds vir Jesus Christus. Nie noodwendig deur hom openlik te haat nie, maar deur hom te ignoreer. Jy sien, deur hom op kant te skuif. Sonder om saam met hom te leef. En hier is die belangrike punt vanmôre. As die mens hom verwerp, gaan die mens nooit die kruiswerk verstaan nie. Want die kruis gaan oor Jesus Christus. As jy nie erken wie hy is nie, gaan jy nie verstaan wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het nie. As ek vanoggend mag 'n illustrasie gebruik, as ek vanoggend sou kom en vir u sê, my broeder, my suster, hier's vir jou 'n geskenk, en jy vat hierdie geskenk uit my hand uit, en dis vir jou die pragtigste geskenk wat verskriklik mooi toegedraai is. Maar jy maak nooit hierdie geskenk oop nie. Jy kyk nie wat binne in hierdie geskenk is wat vir jou gegee is nie. Dan gaan jy nooit weet wat jy ontvang het nie. So is dit met die kruis. Mense kyk daarna, hulle praat daaroor, sien dit oral om hulle rond, maar hulle maak dit nooit oop nie. Jy sien, hulle kom nooit by Christus uit nie. En as jy Christus verwerp, gaan jy nooit verstaan wat hy gedoen het nie. Geliefdes, baie mense sit vanoggend in die huis van die Here, in kerke, hulle hoor hierdie boodskap van die kruis, maar hulle verstaan dit nie. Hoekom sou dit tog wees? Hoekom sou dit tog wees? Omdat hulle nooit werklik by Jesus Christus uitgekom het en Jesus Christus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker nie. Hulle weet van hom, hulle praat van hom, hulle ken hom, maar hulle het nooit deel van hulle lewens geword nie. En dit bring my by die vraag vanoggend, het jy hom al aangeneem in hierdie môre? Of leef jy asof hy nie saak maak vir jou in hierdie môre nie? Want solank as wat 'n mens Jesus verwerp, sal die kruis nooit vir jou sin maak nie. En dan sien ons duidelik in die tweede gedagte aan die kruis, omdat mense nie hulle eie sonde raak sien nie.
As ons kyk na vers 5 van Jesaja 53 staan hier die woorde geskryf, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Jesaja sê, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hier wys dit baie duidelik vir ons in hierdie môre, die kruis het nie sommer net gebeur nie. Jesus het nie sonder rede net gelei aan die kruis nie. Hy is deurboor, maar vir die mens se oortreding, hy is verbrysel, maar vir die mens se sonde. Weereens, wat beteken dit? Dit beteken my sonde, jou sonde wat vanmôre hier sit, dis vir ons sondes wat hy aan die kruis kom sterf het. Maar hier is egter die probleem. Die mens herken nie sy sonde toestand nie. Maak dit af of dit iets kleins is. Ons noem die sonde soms so in die verkleiningsvorm. Ons verskoon dit self. Ignoreer dit heeltemal. Nou in die Ou Testament het mense geweet, sonde het 'n prys. Sonde bring 'n oordeel en sonde het vereis dat daar 'n offer moes gebring geword het. Maar Jesaja wys hierdie keer is dit net 'n dier wat moet geslag word sodat die offer gebring moet word nie. Dit is die dienaar van God wat aan die kruis moet sterf. Ons lees in Romeine 3 vers 23 'n baie bekende teksvers wat baie van ons ken wat sê, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Jy sien, niemand is uitgesluit by Romeine 3 vers 23 nie. Jy sien, want die woord almal sê almal. Dit is nie 'n sekere klomp en 'n sekere groep nie. Dit is almal. Maar geliefdes, solank as wat 'n mens nie sy sonde sien nie, sal die kruis nie vir hom sin maak nie. Want as die mens tog dink, ek is reg, ek is 'n goeie mens, ek het nie die redding nodig nie. Jesus het mos aan die kruis gesterf. Dan gaan jy nooit verstaan hoekom hy gesterf het aan die kruis nie. Dit is soos iemand wat siek is. As ek vanmôre na 'n broeder of 'n suster toe moet kom en ek sê, my broeder, daar's fout, jy is siek. Jy sien, in hierdie broeder kom nie tot die besef het dat hy 'n probleem is nie, gaan hy tog nie na die dokter toe gaan nie. Hy gaan mos nou tog nie medikasie gaan neem nie, want in sy denkwyse is daar niks fout met hom nie. Jy sien, so is dit met die sonde ook. As jy nie sien jy's verlore nie, gaan jy die redder nie soek nie. En dit bring die vraag by my en u vanoggend, sien jy nog jou sonde toestand raak? Besef jy nog jou sonde toestand? 10 April 2010 sit ek 3 uur daardie middag. En ek besef my toestand voor God. En ek besef dat as ek nou sal sterf, sterf ek sonder God. Jy sien, want daar was 'n dag en 'n tyd waar daar 'n besef gekom het, dit is my toestand voor God. Jy sien, soos ek vir u sê, die oomblik as die mens dit begin besef, dit is my sonde, dit is vir my wat hy gesterf het, dan besef jy, hy het dit vir my gedoen. Maar as die mens sy sonde ontken, of wegsteek, of selfs verskoon, dan sal die kruiswerk vir hom vreemd wees. En dit sien ons duidelik aan die kruis in 'n derde gedagte, omdat mens nie verstaan dat hy hulle plek ingeneem het nie. As ons kyk na vers 8 van Jesaja 53 staan die woorde, terwille
van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Jesaja sê, die plaag was op hom gewees. Met ander woorde, dit wat op ons moes gewees het nou op Jesus Christus gekom. Dit beteken, Jesus het nie gesterf nie, hy het in my plek, in die mens se plek, het hy kom sterf. Hy het die straf gedra. Maar dit was nie sy straf nie, dit was die straf van die mens gewees. Dit was nie die wêreldse sonde nie. Dit was nie die wêreldse sonde nie. Dit was my sonde en dit was u sonde gewees vir wie hy kom sterf het aan die kruis. Soos ons reeds gesien het in die Ou Testament, was daar altyd 'n plaasvervanger gewees. 'n dier wat gesterf het vir die sondaar se sonde. Maar Jesaja wys vir ons hierdie keer is dit anders. Dis nie 'n dier nie. Dis Jesus Christus, die Seun van God, wat vir my en vir u kom sterf het. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 21 wat sê, hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde vir ons gemaak. Hy het geword wat ons is, sodat ons kan word wat hy is. Hier is die probleem, mense verstaan nie die plaasvervanger nie. Hulle dink Jesus het net 'n voorbeeld gestel, of net gelei, of net gewys hoe om lief te hê. Maar hulle mis die kern van hierdie gebeure aan die kruis. Hy het in my plek gesterf. As ek net weer 'n illustrasie mag gebruik, daar's hier die koning, en op hierdie stadium van die geveg gaan dit swaar in die land, en hierdie koning, hulle beleef 'n hongersnood in die land, en die koning roep sy leiers nader, en hy sê vir hulle, julle moet die kosvoorraad wat daar is, moet julle beskerm, sodat ons mense kan bly kos hê. En op 'n stadium kom een van sy leiers by hom en hulle sê vir hom, ons het 'n probleem. Iemand is besig om die voorraad te steel. En hy's verskriklik kwaad hieroor en hy sê vir hulle, die oomblik as ons hierdie persoon sal vang, sal hy met 'n sambok geslaan word. Want ons kan dit nie toelaat nie. Kort voor lank kom hulle terug na hom toe, hulle sê vir hom, ons het goeie en ons het slegte nuus, ons het hom gevang, of ons het die persoon gevang. Hy sê nou, bring die persoon. Hulle sê die probleem is, dis jou eie moeder, wat die voorraad gesteel het. Jy sien, in hierdie oomblik dink hy aan homself, ek is 'n seun, maar ek is tog die koning ook. En ek moet regverdig wees. Ek kan nie hierdie ding nou net op sy skuif, omdat dit my moeder is nie. En hy gaan, en hy sê vir hulle, dis reg, bring my moeder. En hy gaan self, en hy gaan buig om sy moeder, en hulle slaan hom met hierdie sambok. Want hy kon nie toesien, dat sy moeder hierdie straf moes gedra het nie. Hy sien, dit was dieselfde gewees met Jesus Christus. Dis hy wat kom buig het vir my en vir u aan die kruis. Dis hy wat die straf kom dra het vir my en vir u in hierdie môre. Dit moes so gewees het. Maar geliefdes, solank as wat die mens dit nie besef nie, sal hulle nooit die kruiswerk verstaan nie. Dit bring my by die vraag vanoggend,
Glo jy? Nie net weet jy dit of hoor jy dit, maar glo jy dit vanmôre, dat hy vir jou en vir my aan die kruis kom sterf het? Want die oomblik as ek en u dit gaan besef, dan gaan ons die groot werk van die kruis verstaan. U sien, dan verander dit alles. Dan kyk jy nie meer na die kruis en sê, dit het gebeur nie. Maar jy sê eerder, dit was vir my gewees. En dit bring ons by 'n laaste rede vanmôre, omdat mense nie God se verlossingsplan raak sien nie. Vers 11 staan hier die woorde geskryf, deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Jesaja sê, hy sal baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Die kruis was nie net 'n ongeluk nie, dit was nie net 'n mens wat iets aan Jesus kom doen het nie, dit was waarlik God se plan gewees. Dit beteken God het 'n plan gehad om sondaars te red, en daardie plan was die kruis gewees. Jesus het nie net gesterf nie, hy het skuld gedra, en die rede daarvoor was gewees dat die mens regverdig verklaar kan word voor God. In die Ou Testament kon offers sondes bedek, maar dit kon nie die sonde wegneem nie. Maar Jesaja wys vooruit, daar kom iemand wat nie net sonde bedek nie, maar dit dra en wegneem. Daarom skryf hy die woorde van vers 11 in Jesaja 53. Ons lees in Johannes 1 vers 29, dan sê Johannes self, hy sê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. God se plan was dat die sondaar nie hoef te sterf nie, maar dat Christus in sy plek sou gesterf het. Mense sien nie hierdie plan raak nie, hulle sien 'n man aan 'n kruis, wat besig met pyn en lyding, maar hulle sien nie, dit is God wat besig is om te red nie. Jy sien, dit is soos iemand wat op 'n bou, besig is op 'n bouperseel. Hy loop daar rond, al wat hy sien stof, en hy sien geraas raak, en hy sien chaos. Maar die argitek, wat met die plan in sy hand staan, hy weet presies wat besig is om hier te gebeur. So is dit met die kruis. Mense sien net lyding, maar God sien die verlossing raak. En dit bring ons na vandag toe. Sien jy God se plan raak in die kruis? Of sien jy net 'n storie, net 'n simbool, net 'n verhaal van lank gelede terug? Geliefdes, as jy nie God se plan sien nie, gaan jy nooit die kruiswerk verstaan nie. Maar die oomblik wat 'n mens begin sien, God het dit so beplan. God het my lief. God het 'n weg vir my berei. Dan verander dit alles. Dan sien jy, dit is nie net die kruis nie. Dit is my redder. Dan besef jy, God het nie net gekyk nie, hy het ingegryp ook. Hy het nie net gepraat nie, hy het voorsien ook. Hy het nie net gewys nie, hy het gered ook. En daarom bly daar net een vraag oor. En ek sluit af, geliefdes, die kruis is nie net iets wat onduidelik is nie. God het dit duidelik gemaak.
God het dit gewys, God het dit toegelaat. Maar die probleem is, die mens sien dit nie. Die mens verstaan dit nie. Die mens wil dit nie aanvaar nie. Want solank as wat die mens vir Christus verwerp, sy sonde nie raak sien nie, en nie verstaan dat hy in sy plek gesterf het nie, sal die kruis altyd ver en vreemd wees. Maar die oomblik wat die mens God se plan besef, dan verander dit alles. Geliefdes, die probleem lê nie by die kruis nie, die probleem lê by die hart van die mens. Die kruis is baie duidelik. Die verhaal van die woord van God is baie duidelik vir my en vir u. Die kruis is duidelik. Die boodskap is duidelik. Maar die mens wil dit nie sien nie, of wil dit nie aanvaar nie. As jy vanmôre hier sit, en jy besef nie die kruiswerk van die Here Jesus nie, dan wil die Here vanmôre met u praat ook. En daarom kom die vraag vanoggend: wat doen ek met die kruis? Gaan jy dit hoor, daarvan weet, daarvan gaan praat, maar jy verstaan dit nie totaal en al nie? Of gaan jy vanoggend op 'n plek kom in jou lewe en sê, Here, ek sien nou. Here, ek sien my sonde toestand vanmôre raak. Ek besef vanmôre, ek is nie so oulik soos wat ek gedink het ek is nie. Ek sien my skuld voor u. Dit was vir my wat hy aan die kruis kom sterf het. Ek lees weer vir u die woorde van Jesaja. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Glo jy dit vanmôre? Geliefdes, die kruis staan vandag nog. Maar die vraag is nie wat daar gebeur het nie. Die vraag is, wat gebeur vanmôre in jou eie hart? Amen. Hemelse Vader, terwyl dit in my eie lewe op 'n tyd was waar ek dit nie verstaan het nie. Dit was vir my ook maar net 'n ou simbool gewees, 'n storie van lank gelede wat in die Bybel opgeteken is. Here, maar die besef vanmôre, die wêreld maak hierdie gebeure af as maar net nog 'n ou naweek, 'n lekker lang naweek vir ons om te gaan kuier. Maar die wêreld besef nie wat Jesus Christus werklik vir my aan die kruis kom doen het nie. Wat so vanmôre vir 'n man of 'n vrou wat vanmôre dalk hier teenwoordig is, wat sê, Here, ek verstaan nie die kruiswerk nie, Here, maar vanmôre het U met my kom praat. Of Here, ek verstaan nog nie totaal en al nie, maar Here, my behoefte is vanmôre, ek wil dit verstaan. Sal U kom en my verder lei om helderheid en duidelikheid rondom hierdie gebeure te mag kry? Dan bid ons in hierdie môre, Here, vir 'n man of 'n vrou, 'n jong mens, wat 'n behoefte het om die kruiswerk te verstaan. Dankie vir hierdie gebeure, dankie dat U so teenwoordig is in ons lewens nou nog, dat die Gees van God nou nog uitgestort is op hierdie aarde. Maar Here, ons weet, daar gaan 'n dag en 'n tyd kom en daar gaan 'n plek kom waar U kinders gaan kom haal. En is hulle wat geglo het aan die kruiswerk en dit werklik verstaan het,
Want dis hulle wat op 'n punt in 'n dag en 'n tyd in 'n lewe gekom het, wat hulle toestand voor U verstaan het, en hulle tekortkominge verstaan het. Mag U in hierdie dag, terwyl ons U uitbeweeg, met ons wees, mag die Gees van God met elke liewe een van ons kom praat. Daar waar ons dalk vanaand gaan stil word in 'n bed, mag hierdie woorde van die kruiswerk in ons gedagtes bly. Ons wil weer vanmôre vir U sê dankie. Dankie vir dit wat U vir ons kom doen het aan die kruis. En ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.